Goeiemôre. Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En dankie vir die geleentheid. Ekskuus om 'n bietjie in God se woord in te gaan en ja, dis nou 'n tyd wanneer ons regtig in God se woord moet ingaan en tyd daar spandeer. Want op die oomblik wat hoor ons? Wat hoor ons? Daar's oorlog, wêreld oorlog 3 is op pad en daar's mense oralste wat ek meen elke keer as jy daar in met mense praat, is die eerste gesprek na dit toe. En ja, of dit nou hierdie ou se skuld is of daai ou se skuld is of waar ook al jy staan op die punt om te sê dis sy skuld of sy skuld. Almal het een ding waarmee hulle saamstem. Hulle lewe op die oomblik in vrees. En dis presies wat die wêreld wil hê ons moet doen. Ja, maar alles gaan op en die olieprys gaan op en dan gaan dit op en dan gaan daai op en lewe in vrees die hele tyd. En ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie daar te bly nie, jy hoef nie daar te lewe nie. Ja, dit is 'n werklikheid waarin ons onsself vind in 'n tyd soos vandag. Maar dit moet ons ook opgewonde maak om te sê, die koms van die Here is naby. Die koms van die Here is naby, vir my en vir jou, vir die mense daar buite. En dis hoekom dit so lekker is vandag, is 'n brief van Paulus en Timoteus. Paulus was in die tronk, hy's vas, hy weet nie wat om te doen nie, hy weet nie, maar hy staan vas op sy woord. Nou skryf hy skryf briewe vir mense om hulle aan te moedig, om te sê, ek hoor dit waardeur jy gaan, maar asseblief luister vir die God wat hemel en aarde geskape het. Kyk verby jou huidige probleme na God toe. Lig jou oë op na die koninkryk toe. Maak jou oë oop sodat jy kan sien deur die wêreld en sien in die geesteswêreld wat eintlik gebeur op die oomblik. En dan verander ons gemoed. En dis wat hy skryf hierso in 2 Timoteus en ek lees van die eerste hoofstuk in 2 Timoteus. Hierso vanaf vers 6, hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van hande. En Paulus praat daarvan van sy hande. Hoekom? Want hy het geweet, baie keer het ons nodig dat ons mekaar net moet daar in die skouer vat of in die hand druk of 'n drukkie gee vir mekaar om te sê, wees sterk my vriend, wees sterk my kind, wees sterk my ouer, wees sterk my werkskollega. Herinner mekaar nie aan dit wat ons kan doen nie, maar wat sê hy daar so, herinner mekaar aan die genadegawe van God om dit wat binne in jou is wakker te maak. Om te sê, jy hoef nie meer daar te lewe nie. Word wakker, u wat slaap. Word wakker, u wat toegelaat het dat jou eie gevoelens die Heilige Gees oorskadu wat in jou is. En tog sê ons dit so maklik, nee, groter is die wat in my is. Groter is hy wat in my is as dit wat in die wêreld is. Maar dan as dit jou persoonlik, en dit is fyn as dit daar is, maar as dit jou persoonlik begin aanvat, dan is dit daar's 'n bedekking van ons vrese, ons eie gevoelens, ons eie emosies oor die werke van die Heilige Gees wat in ons is. En dis wat Paulus hierso vir ons sê, herinner, daai genadegawe wat in jou is, dit is tyd dat dit wakker word. Die genadegawe is 'n geskenk wat jy ontvang het, jy hoef niks gedoen het nie, om dit by God te kry nie. En nou moet jy wakker word en jy moet toelaat dat dit begin binne in jou uitkom, sodat jy daaruit kan lewe en krag ontvang. Hy gaan aan daar, so hy sê, want, vers 7, dit is 'n bekende vers, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van, en dis die lekker ding, Paulus sê vir ons, ja, jy kan daar lewe, of jy kan ingaan, nee. Dit is daar waar Moses gestaan het en hy die beloofde land, en ek het al voorheen hieroor gesels, die beloofde land staan voor jou daar, en dan sê hy vir jou, vandag gee ek vir jou die keuse, lewe of dood, kies lewe. En dis wat Paulus hierso ook vir Timoteus uitbeeld hierso, hy sê vir jou, ek gee vir jou vrees, of ek gee vir jou iets mooier, iets beter, iets sterker, iets wat meer vir jou gaan doen, as in vrees te lewe. En dis wat hy hierso sê vir jou, want God, nie ons nie,
Nie enige iets wat 'n predikant vir jou kan gee nie, 'n dominee, 'n pastoor, nee. Hulle kan jou dalk aanmoedig en goeie dinge vir jou sê en alles, maar hy sê hierso vir ons, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 3 keer soveel as wat die gees van vrees jou gaan gee. Want dan gaan jy swak wees en jy gaan nie wil opstaan nie en jy gaan angstig wees en jy gaan ongelowig wees en jy gaan heeltyd negatief wees en jy gaan heeltyd daar rond beweeg in jou eie negativiteit, dat jy nie jou oë kan oplig nie, maar hierso sê 3 keer soveel sal ek vir jou gee. Krag wat ons nodig het om deur elke dag te gaan, liefde. Want as ek weet ek is geliefd en ek weet waar ek staan en ek weet God is lief vir my, maak nie saak hoe ek is en wat ek doen nie, God bly lief vir my, dan het ek 'n rede om op te staan en aan te gaan. Want as God van die heelal lief is vir jou, dan het jy jou prioriteite reg. Dan maak dit nie saak as die persoon langs jou daar staan en sê ek hou nie van jou nie. En sê, dis okay, ek hoor jou, is dit iets wat ek vir jou, aan jou gedoen het? Nee, want God is lief vir my. En ek lewe volgens God se wil, God se perfekte wil, God se toelaatbare wil vir my lewe. En ek weet God is lief vir my, so ek kan vorentoe beweeg. Ek weet God gee vir my krag, so ek het die krag, ek hoef nie te staan nie, ek kan vorentoe beweeg, nee. En dan sê jy, en selfbeheersing, sodat ek nie daai uitbarsting sal hê waar ook al ek myself vind nie, weet daar by die familie, en ewe skielik sê iemand iets wat dalk maar net 'n seerpunt in my lewe is, en dan bars ek uit, en ek sê, ja, maar julle is, of daar op die sportvelde, of daar by jou besigheid, waar jy besig is om werk te doen, dan het jy uitbarstings van wat? Want jy lewe in vrees. Jy lewe in vrees, jy lewe nie met die krag en die liefde en die selfbeheersing wat God binne in jou geplaas het nie, nee. En dan skryf hy verder, hy sê vir hom, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie en die krag van God. Oor en oor kom hierdie deur, die krag van God, die krag van God, die evangelie. Wat is die evangelie? As ons dit mooi vertaal, is dit die goeie nuus, maar dit is eintlik die nuus wat so goed is, so wonderlik is, so amazing is, dit is amper, kan ek dit nie glo nie, want dit is so goed. The news that is so good, I cannot actually believe that it is destined for me and for you. Dis wat die evangelie is. En dan sê hy volg dit op met die krag van God daarso, wat ons gered en geroep het, met 'n heilige roeping. So mense weet jy's gered, maar jy kan nie net daar terug staan en sê, okay, ek is nou gered en ek is daar waar ek wil wees. Nee, hy sê vir jou daarso, jy het 'n heilige roeping oor jou lewe. Ja, jy's gered en is wonderlike nuus en jou naam is geskryf nou in die boek van die lewe. Maar jy het ook 'n roeping oor jou lewe. Beteken jy kan nie net daar sit nie en sê heilig is ek, want ek is nou gered en dit gaan net oor my nie. Nee, die evangelie gaan nie oor jou nie. Die evangelie is vir jou, maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die wonderlike liefde wat God vir ons gegee het, wat God aan ons geopenbaar het, sodat ons iets sal doen met dit, en dit is daai heilige roeping wat Paulus hierso vir Timoteus probeer uitwys. Hy sê heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Verstaan jy dit nie dan? Dit is vir jou gegee, daai heilige roeping wat oor jou lewe is, dit is vir jou gegee. Hoekom? Sodat jy die woord van die Here kan verkondig, sodat jy die evangelie kan verkondig, sodat jy vir ander mense gaan sê, moenie in vrees lewe nie. God is lief vir jou, hy gee vir jou die krag, hy gee vir jou selfbeheersing, hy gee vir jou liefde. Die evangelie is daar en hy wil hê jy moet dit gaan uitleef in die wêreld daar buite nie. En hy sê, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring,
het deur die evangelie. Weereens, alles word in die lig gebring deur die evangelie. Wat is die evangelie? Jy verkondig Jesus Christus wat vir ons gekruisig is. En ons stap vinnig nader en nader aan hierdie paastyd, nê. Ons stap vinnig nader aan die paastyd. Waar is jou lewe in hierdie plek nou? Waar is jou lewe as iemand na jou toe kom vandag en hy wil jou lewe eindig? Waar is jou pad wat jy stap? Is jy reg? Is jy reg? Verstaan jy die volle werking van die Heilige Gees, die volle werking van dit wat aan die kruis gebeur het, wat hy daarvan praat, ons verlosser Jesus Christus. En hy sê, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. So hy sê dit vir ons is aangestel, ons het 'n heilige roeping oor ons lewens, ons moet dit uitleef. Jy is aangestel deur God Almagtig vir 'n werk, vir 'n heilige roeping. En daai is wonderlike nuus. Ek meen, dit is lekker as jy aangaan vir 'n onderhoud en daar gaan jy en jy sit en jy gaan deur die hele proses en dan kom daai telefoonoproep of daai brief wat sê jy is nou aangestel in hierdie posisie. Dit voel so goed, maar hierso 'n wonderlike ding hierso van die evangelie, ek hoef nie te gaan net vir 'n onderhoud nie. God weet alreeds wat jou roeping is, jou heilige roeping oor jou lewe is, en nou stel hy jou aan, God stel jou aan in daai posisie. As wat? As prediker, apostel en leraar vir Paulus hierso, vir Timoteus wat hy daai ampt wil oorgee. En dis wat God vir my en vir jou wil doen vandag. Hy wil jou aanstel in jou roeping in. Maar hy kan jou nie aanstel as jy heeltyd aan die wêreldse dinge vashou nie, as jy heeltyd in vrees wandel nie, as jy heeltyd nie selfbeheersing toepas nie, as jy nie in liefde vorentoe beweeg nie. Nee, hy kan jou nie aanstel nie, want hy wil weet, is jy 'n getroue dienskneg? En dis die lewe van Timoteus wat ons hier lees, nê, van sy ouma se dag, grootouma, en ons is baie dankbaar vir ons oumas en ons grootoumas en ons oupas wat vir ons heeltyd ingetree het en gebid het, en vir ons kinders en ons agterkleinkinders en kleinkinders en agterkleinkinders, nê. Ons is dankbaar, maar nou kom daar 'n tyd wanneer jy self in volwassenheid moet opstaan en aangestel is in jou heilige roeping. En jy moet dit uitleef volgens die evangelie. Nee, en dan gaan hy aan daar so, hy sê, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat God, dat Jesus mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Wanneer is die dag? Die dag wanneer ons die tydelike met die ewigheid verruil, nee. Wanneer is die dag? Wanneer my tyd hier op aarde klaar is, en ek gaan na die Here toe, en hy sê, kom in, getroue dienskneg. En dis die wonderlike ding, want ek glo en ek skaam my nie. Glo jy vandag? En dan die volgende ding is, skaam jy jouself van die evangelie? Is dit hoekom jy nog nie jou heilige roeping uitgeleef het nie? Want jy is een ding daar, ek kan daar in die kerk sit en ek kan my hande oplig en ek kan heilig, heilig, heilig sing, want ek is gered. Maar dan as dit kom by jou heilige roeping uitleef in die wêreld daar buite, dan skaam ek myself 'n bietjie, want jy kan daai sin klaarmaak. Want, en ek los dit daar by jou vandag, is daar iets wat jou terughou om jou evangelie, jou heilige roeping uit te leef in die wêreld? En dis 'n vraag wat net jy kan antwoord, net ek kan antwoord vir myself. En ek wil hê jy moet regtig dink daaroor in hierdie week wat voor jou lê, sodat jy kan weet en weet en weet, dat ek leef uit my heilige roeping, die evangelie te verkondig, van Jesus Christus, ons verlosser, wat opgestaan het, die dood vir ewig oorwin het, en hy stap saam met jou, en hy bewaar jou pad wat jy stap. Maar nie net dit nie, hy bewaar jou in alles wat jy gaan doen. Hy gaan jou seën, hy gaan jou lief hê, hy gaan jou lewe verryk, hy gaan alles waar in jou hande vat, geseënd sal wees, want hy doen dit vir
die evangelie, vir Jesus Christus ons verlosser. Ek groet jou daar en as dit die Here se wil is, weer praat ons weer volgende week. Mag jy 'n geseënde week hê in Jesus naam.